glo dat jy nou wil saam ons geniet het vanmôre. Dit is Palm Sondag. Dit is die dag wat Jesus op 'n donkie in die stad Jerusalem ingery. En lank voordat Jesus deur die donkie in die stad ingery het, is dit geprofeteer. 500 jaar voor die tyd is dit alreeds geprofeteer. En elkeen van ons moet vanmôre by 'n plek kom in ons lewens waar ons die vraag vra, wat sou jy gedoen het? Sou jy die stad ingery het? As jy geweet, die mense daar binne wag vir jou. Hulle wag op jou. Vir een of ander rede wag hulle. Die skare wag. En hulle skree uit, Hosanna. Hulle vat palmtakke, kap dit af van die bome af, hulle gooi dit voor die, en hulle skree uit, Hosanna. Die koning het gekom. Maar in Sagaria 9 vers 9 profeteer die woord van die Here dit vir ons 500 jaar voor die tyd. Daar is niks wat op hierdie aarde gebeur waarvan God nie kennis van het. Amen. Goeiemôre. Sê vir die persoon aan jou, daar is niks wat op hierdie aarde gebeur waarvan God nie bewus is nie. Daar is niks op hierdie aarde gebeur. Daar is niks, nie in jou lewe nie, nie in God se lewe nie, nie in die heelal nie, nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, en waar is jy ook onder die aarde nie. Want God is in beheer van alles. En daar is niks waarvan hy nie in beheer is. So 500 jaar voor die tyd praat die Here met die profeet Sagaria, en Sagaria skryf in 1 hoofstuk 9 vers 9. En hy sê, wees baie bly, o dogter van Sion, juig hardop, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie, op 'n vol van 'n donkie. Hierdie profesie word dan vervul in Markus 12 van vers 1, maar dit word ook in al die ander evangelies vertel. Hy sê daar in Markus 12 van vers 1, toe het Jesus vir die begin die gelykenis vertel. Daar was 'n man wat 'n wingerd plant, ek spreek verkeerde sin. Hy sê, en toe hulle naby Jerusalem gekom het, en Betfage aan die oorlyfweg bereik, stuur Jesus 2 disippels, en sê vir hulle, gaan na daardie dorpie reg voor julle, en dadelik sal julle 'n esel vind wat vasgemaak is, en 'n vul by hom, maak haar los, en bring haar na my toe. Volgende, hè? En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy julle stuur. En dit is alles gebeur, so vervul sal word, die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig. Hy sit op 'n esel, ja, op 'n jong esel, op die vel van 'n pakdier, en die disippels gegaan en het gedoen soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die volk gebring en die klere daarop gelê en hulle het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het die klere op die pad oopgegooi en aan ander takke van bome afgekap, pad gestrooi. En die skare wat voor hulle geloop het, wat hulle gevolg het uitgeroep en gesê, Hosanna, die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Nou kyk jy dit, die skare, die hele dorp, staan hier voor, hulle gooi die takke op die grond neer, hulle trek hulle bloedneet uit, hulle gooi op die grond neer, hulle skree, ons is bly, Jesus het gekom. Amen.
Is jy bly Jesus is gekom? Yes. Is jy opgewonde dat Jesus vir jou gekom het? En hierdie ouens roep uit, en hulle is so opgewonde van die seun van Dawid het gekom. En dan is daar hierdie angswekkende oomblik, waar Jesus by die stad ry. Jesus en disciples het nou al leidrade gekry van Jesus wat vir hulle gesê, iemand gaan my kruisig, hulle gaan my gees. Maar net Jesus weet regtig wat gaan gebeur. Hy is nie bewus van hoekom hy in die stad ry. Hy het gekom om die sonde van die mens uit te was. Hy het gekom om u hier te koop. Hy het gekom met 'n plan, 'n verlossingsplan, 'n reddingsplan wat my en jou lewe vir altyd sal verander. En die vraag is, wat sal jy doen vir Jesus? Sal jy die donkie inry? Sal jy daai lossingsprys betaal? So baie keer is daar mense in jou vriendegroep en jou kontak wat sê, jong, kerk begin dan maar vroeg op 'n Sondagoggend. Ek wil nie so 'n bietjie laat lê. So maklik is dit dat mense sal sê, ja, maar jy net verstaan, ek het 'n bietjie besigheid om te doen. So maklik is dit ons godsdienst af te sien. Maar vanmôre ons hierdie oomblik is om Jesus beleef. Ons moet verstaan dat Vrydagoggend Jesus gekruisig is. En as Jesus die stad binne ry hy alreeds so met 'n vraag bo die pad deur. Jou sondevraag, my sondevraag. Jou siektevraag, my siektevraag. Jou tekort aan oorwinning. Jesus sê, ek het gekom sodat jy meer sal wees. Jesus kom in die stad ingery en hy weet presies wat gaan gebeur. Maar ek wil hê jy moet saam met my kyk in Markus 11. Jesus ry die stad binne, mense skree uit Hosanna, en dan bestaan word Jesus om. Markus 11 van vers 12 sê, hulle het die volgende dag uit Betanië vertrek, en Jesus het honger gehad. En hy het in die verte 'n vyf brood met water gesien, en hy het daarheen gegaan om te kyk of hy enige vye daaraan sou kry. Maar toe hy by die boom kom, het hy niks meer as die blare, omdat dit nog te vroeg in die seisoen was. Hy sê nie vir die boom, mag niemand ooit weer van jou vrugte eet. Sy disciples het gehoor wat hy sê. Later kom die disciples weer terug by die boom, en dan sien hulle dat die boom tot in sy wortels verdroog het. Daar's niks meer aan die boom nie. En die vraag is, wat het dit te doen met Jesus se intog in Jerusalem? Die antwoord vind ons in Genesis 3 by die sondeval. God het 'n plan met jou lewe. Die duiwel het ook 'n plan met jou lewe. En dan sal jou plan met jou. Maar die duiwel het 'n plan om jou te verwoes in elke area van jou lewe. En die verwoestingsplan van die duiwel word sonde genoem. Adam en Eva in Genesis 3:8, hulle is sonde. Wie vind julle agterkom met sonde? Wie vind julle al met 'n paar goedes gesukkel in jou lewe? Okay, dis 'n paar deur is. As jy al gesukkel met sonde, dan ken jy die volgende storie. Jy maak 'n plan om dit weg te steek. We gaan nie julle nie. Wie vind julle al 'n plan gemaak om sonde weg te steek? 'n leuen vertel, 'n storie opgemaak. Gaan ons vrug hierdie reg maak. Ons moet wegsteek. Want ander mense wag nie weet wat in my lewe gebeur nie. Adam en Eva was presies dieselfde. Adam en Eva eerste eet van die vrug van die boom van die kennis van goed en kwaad. En kort daarna, Adam.
En God kom soek. Maar ewe skielik kom hulle agter, hulle is naam. Wie van julle was al embarrassed oor sonde? Dis wat sonde doen. Sonde bring jou in die verlede tyd. Sonde vat jou lewe weg. Sonde maak jou skaam, sonde roof jou selfvertroue. En dan kom Adam en Eva. En hulle vat die vyerblare en hulle maak vir hulle self klere. Eva is die eerste modelontwerper. Sy maak vir haarself 'n bikini seker. En sy maak seker van haar bespiede van hierdie vyerblare om hulle naaktheid weg te steek, om hulle skande weg te steek. En dan kom God en hy kom kuier by hulle, soos elke dag. En dan soek God hulle, en hy roep na hulle. En dan vra hulle, hoekom kan ek? Waar is jy? Ja, dan sê, ons kry weg. Julle geweet, wegkry moet nie so oud. Wegkry moet nie, is so oud soos die mens. Adam en Eva was die eerstes wat gaan wegkry. En God soek maar. En dan praat God. Dan sê vir hom, wie het ek enige gegee wat die naam was? Wie het vir jou gesê? Jy is naam. Het jy gegee? Antwoord ja, Here. En God roep hulle uit. En hy gaan slag 'n lammetjie vir hulle. En hy maak vir hulle klere van die lammetjie se vel. Want jy sien, die vyerblare is in verdroog. Dis 'n rosvaar. Die eerste keer as hulle teen 'n takkie staan, dan is hulle weer in die vermeendheid van voor. Die eerste keer as hulle paar dae loop, dan verbrokkel daar die spiere. As dit weer en dieselfde gebeur met ons sonde tot vandag toe. As ons nie die loswys van Jesus aanvaar nie. Want Jesus sal die naderplek kom, die loswys word. As Jesus na die vyeboom toe stap, dan staan hy hier en dit is 'n profetiese aksie wat hy uitvoer. As hy sê, mag niemand ooit weer van jou weet nie. Mag niemand ooit weer 'n tydelike oplossing soek vir hulle gebrokenheid nie. Mag niemand ooit weer op 'n plek kom waar hulle voel hulle hulle sonde wegsteek nie. Want ek is op pad om die losprys te betaal. Ek is op pad om hulle los te koop van sonde en ongerechtigheid. Nie net te vergewe nie, maar los te maak. Hierdie esel staan vastgemaak by hierdie stad. En 'n esel se werk is om te werk. En hy moet eers losgemaak word voordat hy kan gaan werk. Net so het ek en jy ook 'n werk in die koninkryk van God. Net so moet ons ook die draers van goeie visie wees. Net so moet ek en jy ook opgewonde wees om te doen wat God vir ons gee om te doen. Maar ons gaan dit doen solank ons vasgevang is in die wet van sonde nie. Dan kom Jesus en hy sê, waar ry in die stad en mense is opgewonde en hulle skreeu saam. Hulle is opgewonde want die seun van Dawid het gekom en hulle verwag hierdie militêre revolusie. Hulle verwag dat iemand sal kom en hulle sal bevry van die regering wat deur die Romeine gevoer word. Hulle verwag militêre en militante leier soos daar. Vanmôre is die posisievraag. Wie is Jesus vir jou? Is Jesus die een wat jou probleme oplos? Is hy die een wat vir jou finansiëel moet voorsien?
Is hy die een wat vir jou dinge moet doen? Of is Jesus die skepper van die hele aarde vir jou? Is hy die een wat jou losgekoop het? Is hy die een wat kruis sê, dis volbring. Dis klaar. Ek het my deel gedoen. Ek het vir kom gee lewe. En dit is perfect. Wie is Jesus in jou wêreld? As Jesus in die stad bereik, het mense 'n vals beeld oor. Hulle het die gedagte dat Jesus vir hulle kom doen. Dinge wat hulle op die tafel het. Maar God se plan is astronomies groter as jou plan. Ons probeer hierdie kant. God se plan is astronomies groter as jou plan. God se wese kom in jou wese. En hy kom neem jou wese oor. En hy sê, maar ek het jou gemaak vir my heerlikheid. Ek het jou gemaak vir meer as wat jy kan dink of kan droom. Maar die prys is, Here, dat jy jou lewe sal neerlê. Dat jy sal sê, Here, U my kom losskoon. Ek was 'n slaaf van sonde en van ongeregtigheid. My lewe was op pad na ewigheid toe. My lewe was op pad na 'n punt toe. My lewe het nie en kan nie sin maak sonder die roeping van God in my lewe nie. Ja, ek het nie nodig. En ewe skielik ontdek jy, maar God se plan is groter as jou. God se wie is groter as jou. Dis dieselfde God wat sê, ek weet wie jy is. Ek het jou gemaak na my beeld en my gelykenis. Ek het jou geskep so jy 'n oorwinning kan neem. Oorwinning beteken nie dat jy alles kry wat jy wil hê nie. Oorwinning beteken, jy word alles wie God jou gemaak het om te wees. Dit beteken jy leef met vrymoedigheid. Dit beteken jou lewe is in die hande van God. Vanmôre is die vraag, alles wat skree jy? Want hierdie skare wat vandag sê, Hosanna. Hosanna in die hoogste. Is dieselfde skare wat Vrydagoggend skree, kruisig. Hulle skree nie kruisig omdat hulle weet dat hulle die sonde skuld betaal het. Hulle skree kruisig want hy het nie gedoen wat hulle verwag het. Onlangs sit iemand op my kantoor en hy sê vir my, hy wil dat die Here vir ons sal deurloop. Hy vertrou dat die Here vir hom 'n werk gaan gee waar hy meer as genoeg geld sal verdien om vir sy familie te sorg. Is dat ons droom? Is dit ons droom? Ons wil almal graag goed sorg vir ons families. Maar hierdie ou wat hier sit en hy bid dat die Here vir hom die deur sal oopmaak sodat hy sal geld verdien, kry 'n fenomenale geleentheid. Hy wil net opdaag. Want terwyl hy by my sit, sê van, wag, ek weet van iemand wat jou wil gebruik. Ek telefoon op en ek waak op en die persoon in die ander kant van die lyn sê vir my, stuur hom na my toe. Ek kan hom gebruik. Ek stuur jou my werkers om so te vang. Op pad so te sê vir my werkers, waarom is ook
gou hier so af. Ek gaan gou iets om hier te gaan doen. En hy daag mooi op by die persoon wat vir my werk gee. Dis sinneloos. Ek wil eintlik sê, dis dom. Die volgende week bel hy my, en sê by hy kom sien. Ek sê, kom sien my. Hy sê vir my, hy verstaan nie hoekom die Here nie vir die Here wil. Ek sê, maar jy nie opgedaag vir werk nie. Die Here het vir die Here wil. Sy antwoord aan my is, hy het nie regtig vir jou antwoord nie. En ek wonder, hoeveel keer doen ons dieselfde op. Dat ons goed ook verskoning sien, om nie te gryp wat God vir ons het nie. Die Here het vir die ou deur oopgemaak, hierdie ou ongelukkig self die deur weer toegemaak. Hoeveel keer sê Jesus vir jou, as die deur geloop is, maar uit een of ander benoude vreesheid, maak ons self weer neer. Uit een of ander emosionele optrede, sê ons dis nie van my nie. Jesus het gekom, nie so jy moet bedank wees nie. Hy sê, as jy getrou is, in die minste sal jy vertrou beveel. So, jy kan die Here dien en finansiëel vry word. Dit is heeltemal moontlik. Dit is ons droom oor mense. Maar dis nie die rede hoekom hy gekom het nie. Hy het gekom, so jy nie langer slaaf sal wees van sonde nie. Hy het gekom, om dit ook om ons kom. En God, sy seun aan my het gestuur. Nie om hulle tand te wees in ons lewens nie. Nie om ons met gevecht te kom nie. Maar met nederigheid ons lewens te kom vervul. Ons moet ek snel nie draai. Jesus vervloek die vyand. En hy sê vir die dood, mag niemand in die ewigheid ook nie weet nie. Dit beteken nie, ons nie mag vyand nie. Dit beteken net, dat hierdie sonde van wegsteek verby is. En dat dit wat hy vrydag aan die kruis doen, vir ewig word. Deur sondigse opstanding. Want as Jesus nie die dood oorwin het nie, sou die prys van die kruis net geldig gewees vir almal wat in daardie tyd geleef het. Maar omdat hy dood oorwin en opstaan, aan meer as 5000 mense verskyn. En dan 40 dae later opgeneem word in die hemel. Is die prys vir dit al vir my en vir jou. Môre is my uitnodiging aan jou. Wat skree jy? Waarmee is jy besig? Hoe sluit jy af in jou lewe? Wat is daai dinge wat jy weggevoel? Nie al wens vir jou besluit nie. Jesus ken jou. En hy weet presies waar jy is. Hy ken jou opstaan. En hy ken jou gaan slaap. Hy weet waar jy is. Hy weet waar jy skaam kry. Hy weet wat sal dinge wat jy beroof van 'n geestelike lewe. En hy sê, kom na my toe. Almal wat moeg is.
almal wat oorwag.